Vader, ek wil amen sê op al die gebede wat opgegaan het. Maar Here, vandag wil ons nie net vir Dominee Henny bid nie. Vir vandag, hier's baie mense wat hier sit, Here, wat hulle maats nie meer by hulle is nie, om welke rede ook al. Wat alleen is, wat hartseer is, vir wie vandag 'n moeilike dag is. En Here, natuurlik kom bid ons vir Dominee Henny en vir Irene en sommer net vir hulle dogter. En Heilige Gees, kom vertroos, kom versterk, kom bemoedig. Heilige Gees, vat die hartseer, die verlies, die pyn, die seer. Here, vat dit weg, vertroos. Here, ons bid dat hulle verhouding met U nie sal skade ly nie. Natuurlik het mens vrae waarvoor mens nie nou gaan antwoorde kry nie. En ons bid, Here, vir troos, vir krag, vir leiding. Ons bid dat U vir hulle fisies, emosioneel en geestelik krag sal gee. Maar so kom bid ek ook vir elkeen vandag hier, Here, vir wie vandag 'n moeilike dag is. En ons bid dat U sal help en troos en versterk en bemoedig in Jesus naam. En almal sê, amen, amen. Jou en my storie met God begin met 'n geboorte. En dit begin eintlik met die belofte van 'n geboorte, met die belofte van 'n kind. En ek weet as mense in die kerk is, en as ek nou moet vra watter belofte dit is, gaan almal nou sê Jesus, want Jesus is mos altyd die regte antwoord in die kerk. Maar vandag wil ek begin by 'n ander geboorte, want jou en my storie begin by die belofte van 'n ander geboorte. En dit begin met die belofte van Isak. Daar was 'n Abraham en 'n Sara gewees. En hulle was heidene gewees. En hulle daar in Iran, Irak se deel van die wêreld het hulle gebly. En die Here kom toe en hy praat toe met Abraham en hy sê vir hom, ek wil hê jy moet trek na 'n land toe en na 'n plek toe wat ek vir jou sal wys. Hoe sal julle daarvan hou as die Here vir jou sê, hoorie, ek wil hê jy moet immigreer, maar klim maar net so lank in jou kar en ry noord, ek sal vir jou wys waarna toe jy moet gaan. Julle sal sê, hoorie, check net 'n bietjie die rekenaar. Ek seker daar's iemand daar bo wat bietjie te mekaar is. Ons kort bietjie beter koördinate. My GPS gaan daai nou nie lekker vat nie. So hulle is heidene. Maar God praat met Abraham. En hy praat met hom en hy sê vir hom, hoorie, ek gaan vir jou 'n groot nasie maak. En Satan het sy ou gehad. Hy het vir Adam en Eva het hy in sy greep gehad. So Satan het iemand gehad deur wie hy kon werk, deur wie hy verwoesting en die een wat roof en steel en moord kon veroorsaak en sommer net allerlei chaos kon veroorsaak. Hy het 'n manier gehad om deur die wêreld te werk en hy het dit gekry. En daar was 'n klomp bose mense wat uit daai generasie uitgekom het. So God had to find these men. And he had to find someone that had faith. En hy kry toe vir Abraham en hy gee vir hom 'n belofte. En hy sê vir hom, hoorie, ek gaan jou 'n groot nasie maak, maar trek jy so lank weg. Baie jare verloop. En hierdie belofte van 'n kind, hierdie belofte van 'n groot nasie word nie waar nie. Dit realiseer nie. En die Here kom en hy kom sluit 'n verbond met Abraham. Hy sluit met hom 'n verbond. Nou, ons as westerlinge verstaan nie verbond nie. Die oomblik as ons dink aan verbond, dan dink ons aan 'n kontrak waar twee partye ooreenkom en elke party het hulle kant wat hulle moet doen. Maar deesdae verbreek mense kontrakte. Dink niks daarvan nie en verbreek dit net. Al het jy 'n ding op skrif gestel, nê. Maar 'n verbond is baie sterker as 'n kontrak. 'n Verbond kan net opgehef word deur die dood. Dis die enigste manier in God se oë waardeur 'n verbond verbreek kan word. So nou kom die Here en hy maak met Abraham 'n verbond. En hy sê vir hom, ek sluit met jou 'n onverbreekbare kontrak wat net deur die dood beëindig kan word. Ek beloof, ek sluit 'n verbond met jou. Ek beloof dat ek vir jou 'n kind sal gee. En wat hy daardeur wou doen is hy wou vir Abraham 'n manier gee om 'n vashou op God te kry. Om God te kry, om vas te hou aan God, om te glo. God wou daardeur sy geloof bou. Hy wou sy geloof sterk maak.
sodat hy sou aanhou bly glo in die Hemelse Vader, sal aanhou wag, sal aanhou bid, want hy het nou hou vas op God, sodat hierdie belofte sal waar word. So ons gaan vandag net so 'n bietjie praat, ons het November so vinnig daaroor gepraat, maar ons praat oor uit met die oue en in met die nuwe. Out with the old, in with the new. Praat 'n bietjie daaroor. So ons gaan vinnige 3 gedagtetjies net gou gedeel. Nommer 1, die eerste of die ou verbond begin met Abraham, en dan die nuwe verbond begin met Jesus, en dan net vinnig die verskille tussen die twee verbonde. So ons begin, kyk gou na die ou verbond met Abraham, die nuwe verbond met Jesus, en dan gou net die verskille tussen die twee. So die eerste of die ou verbond begin met Abraham. Kom ons gaan lees dit net gou. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën, jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. En ons het nou al, julle het seker nou al so met almal wat vir Israel wil aanval, nê? En dan is daar altyd hierdie twee kampe, maar dan sê die woord, ek sal seën wie jou seën, en ek sal hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Daai woorde is nie opgehef nie. Ek en jy het nog steeds 'n verantwoordelikheid om Israel te seën. Net so by the way. So, hier kom maak die Here met hom 'n verbond, dat hy hom 'n groot nasie sal maak, dat hy hom sal seën. Klomp jare verloop, en hierdie belofte word nie waar nie. Dit realiseer nie. Dit gebeur nie. Abraham en Sarah is naderhand op 'n punt wat hulle nou hulle eie planne begin maak, wat hulle dink, maar miskien moet ons die Here 'n bietjie help. En julle weet hoe Sarah toe haar slavin vir Abraham gee en sê, hoor, die slaap nou maar saam met haar en verwek nou maar 'n kind saam met haar. Abraham het natuurlik verskriklik geprotesteer daaroor. Nee, ons kan nie sulke goeders doen nie. Maar lyk vir my, hy het nou maar geswoeg onder die druk, en gee toe nou in, en hulle maak hulle eie plan, maar dit was nie die Here se plan nie. En toe kom die Here, om sy geloof te versterk, want onthou nou, God soek iemand deur wie hy in hierdie aarde kan werk. God needed his man. En ons kom in die regte verhouding met God alleenlik deur geloof, nie deur ons dade nie. So hy het iemand gekort wat glo. En nou kom die Here, en ons gaan 'n langerige stukkie lees. Maar Abraham vra, Here, maar hoe sal ek nou weet dat ek dit sal besit, Here my God? En toe beveel die Here hom, bring vir my 'n vers, 'n bok, 'n skaapram, almal 3 jaar oud, 'n tortelduif, 'n jong duif. En daar's allerlei simboliek daar rondom wat ons nie nou gaan oor praat nie. En Abraham het dit alles vir die Here gebring, en hy het dit middeldeur gesny. So hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap oor Abraham oorval. Angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. So wat gebeur hierso? So die Here sê, ek gaan met jou 'n verbond sluit. 'n Verbond, 'n onverbreekbare kontrak, 'n verbond wat net deur die dood opgehef kan word. En nou het hy het 'n vers, 'n bok, 'n skaapram, so hy kap hulle albei middeldeur, en een aan al twee kante, daar's so 'n paadjie daardeur wat hy nou maak, en die Here sê, hy gaan nou deur hierdie, wat is dit met hierdie van kappie goed middeldeur? Die simboliek, een van die simboliek daaraan verbonde is dat die Here sê, die ou wat die verbond verbreek, gaan so middeldeur gekap word. Okay? So die Here sê, as ek my verbond verbreek, dan ek is bereid om middeldeur gekap te word, om nou die simboliek te gebruik, en hy sê, en as julle die verbond verbreek, dan gaan julle middeldeur gekap word. So, dis die simboliek daaraan verbonde. Goed. Toe sê die Here vir Abraham, weet beslis, dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word 400 jaar lank. Hy verwys na die is 'n profetiese belofte, profetiese vooruitskouing, dat Israel vir 400 jaar deur Egipte gaan onderdruk gaan word. Maar ek sal die nasie straf wat van jou nageslag slawe maak, en dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf, op 'n hoë ouderdom begrawe word, en die 4de geslag na jou sal hiernatoe terugkom. Dan eers sal al die ongeregtigheid van die Amorite sy volle maat bereik. Alright, so anyway, so die Here kom en hy sluit 'n verbond met Abraham. Hoekom sluit hy 'n verbond? Want hy wil vir Abraham se geloof versterk. Hy wil vir Abraham 'n houvas gee
op die Vader. Hy wil vir hom sekerheid gee dat die Here sal doen wat hy beloof het en wat hy gesê het hy sal doen. So die Here doen dit om sy geloof te bou. En dan kom sê ons, so nou sien ons Abraham glo God in die begin toe hy wegtrek. Op 'n stadium kyk hy en Sara so vir mekaar, hy is amper 100, sy is hier na 90s. Hulle kyk so vir mekaar, maar hulle hou aan om vir hom te glo. Romeine 4 sê vir ons, hy glo al was daar nie menslik hoop nie. So hy hou aan glo. Want God maak sy woord waar. So die van julle vir wie ons gebid het vanoggend, en daar's 'n klomp ander vir wie ons nou nie gebid het nie. Wat doen ek? Ek staan op sy woord. Ek hou vas aan sy woord. Jesus is goeie nuus, nie net vir eendag nie. Jesus is goeie nuus vir hier, vir nou, vir my liggaam. Hy deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Dit glo ek, dit hou ek aan vas. Abraham en Sara glo dit vir 25 jaar en nou kom sê die Here vir ons. Then Abraham believed in the Lord and he reckoned it to him as righteousness. So omdat hy geglo het, hy het nie iets gedoen nie, hy het geglo. Omdat hy geglo het, staan hy in die regte verhouding met God. Maar hierdie verbond het bepalings gehad. Die 10 gebooie gee vir ons die bepalings, die menslike kant wat die mens moes doen, en God het gesê, hy sal seën, hy sal voorsien, hy sal beskerm, hy sal onderneem. Deuteronomium 4 sê vir ons, die Here het julle die bepalings van sy verbond meegedeel. Wat is die bepalings van die verbond? Die 10 gebooie. Net vinnig kan julle onthou hoe werk die 10 gebooie? 10de gebod sê, jy mag nie. Hallo? 10de gebod sê, 10de gebod sê, jy mag nie begeer nie. 9de gebod sê, jy mag geen valse getuienis aflê nie. Jy mag nie lieg nie. 8de gebod sê, jy mag nie steel nie. 7de gebod sê, mag nie egbreek pleeg nie. 6de gebod sê, mag nie moord pleeg nie. 5de gebod sê, al die kinders staan net gou vir so 'n oomblik. Al die kinders wat saam met hulle ma's en pa's hier is. Al die kinders. Brie, as jou ma langs jou sit, as jy 'n kinders. Amsie, staan papi. Luister, die Bybel sê nie, seën die wat cheeky is nie. Die Bybel sê nie, seën die wat moeilik en ongehoorsaam is nie. Wat sê die Bybel? Sê hardop agter my aan, eer jou vader en jou moeder. Het jy gehoor, Robin? Ja, okay, julle kan maar sit. Irma, jy kan later vir my dankie sê. Dis deel van die verbond wat jy moet nakom. 4de gebod sê, Sabbatdag sê, wat is die enigste gebod van die 10 gebooie wat nie in die Nuwe Testament herhaal word nie? Die 4de gebod, die Sabbatdag. Want ons rus is nie meer in 'n dag nie, ons rus is in Jesus. Dis die enigste gebod wat nie herhaal in die Nuwe Testament nie. 3de gebod, mag nie die naam van die Here jou God uitelik gebruik nie. Die eerste en die tweede gebod sê, nou mag geen ander afgode wees. So dis die bepalings van die verbond wat God vir ons gee. Goed. So dis die ou verbond. Sê gou vir my, was die mens suksesvol? Nee. Is ek en jy suksesvol? Nee. Die punt van die ou verbond was om te wys dat ek en jy nie slaag nie, dat ons misluk, dat ons in die moeilikheid is, dat ons iemand nodig het om ons te red, om ons te help. Die Here het nie gekom om te red en te roep die wat op die regte pad is nie, maar hulle wat verlore is. So dit bring ons nou by die nuwe verbond. En die nuwe verbond begin met Jesus. So ons het nou vir mekaar gesê, hoekom vier ons vandag? Hoekom vier ons 'n verjaarsdag? Hoekom vier ons 'n geboortedag? Want hy leef. Maar hoekom moes hy aarde toe kom? Hoekom moes hy gebore word? Hy moes gebore word, want vir 'n verbond om opgehef te word, moet daar wat wees? Dood. Vir 'n verbond om opgehef te word, vir 'n verbond om nietig verklaar te word, moet daar 'n sterfte wees.
En daarom kom Jesus aarde toe. Hy kom aarde toe om vir ons die Vader te wys. Hy kom aarde toe om die weg en die waarheid, om die weg na die Vader te wees. Hy kom aarde toe om vir ons 'n brug te bou na die Vader toe. En 'n klomp ander dinge. Maar hy kom om die ou verbond te verbreek. Om die ou verbond op te hef. Om vir ons 'n nuwe verbond te gee, om ons deel te word van 'n nuwe verbond. So hoekom is hy sterf? Want 'n verbond kan net met opgehef word met die dood, en slegs die dood kan 'n verbond verbreek. En nou sê Galasiërs vir ons, therefore the law has become our tutor to lead us to Christ, so that we may be justified by faith. Wherefore the law was unto us our schoolmaster to bring us unto Christ. So ons het hierdie ou verbond wat vir ons gegee word om vir ons te wys ons maak dit nie, ons skiet tekort, ons verdien die hel, ons verdien die straf, ons verdien die dood, en om vir ons Jesus te laat sien en hoor, en hy betaal die prys en hy sterf sodat daar 'n nuwe bedeling, 'n nuwe verbond, 'n nuwe begin met God kan begin. So as ons die verskille, en ek het streng instruksies om 9 bells klaar te wees. Is julle beïndruk? Nog nie. 4 minute. I've got 4 minutes, baby. Watch me. Gaan hierdie vliegtuig land in 4 minute. Right. Die ou verbond was gebaseer op wat die mens kan doen. Gebaseer op die wet. Verbreek die wet en jy leef onder 'n vloek. En dit word gekenmerk deur mislukking en deur sonde. En dis jou en my storie. Dis almal, die ou wat so, het Robin nie te zoetie gelyk in haar rooi aksiepakkie vandag nie, hè? Yes, maar dis Robin se storie. Dis my storie. Dis almal van julle wat hier sit se storie. Ons verbreek die verbond. Ons leef onder 'n vloek. Ons leef nie rein en heilig nie. Ons leef in mislukking en ons leef in sonde. En die mens het kans gehad om te wys wat hy kan doen. En toe kom Jesus. En nou met die nuwe verbond is die goeie nuus. God hou beide kante in stand. En hy kom woon deur sy gees, kom woon hy binne in jou, en hy bewerk dit in jou om te wil, en hy gee vir jou die vermoë, en hy gee vir jou die krag om rein en heilig te leef. Outomaties, die dag wanneer jy jou hart en jou lewe vir die Here gee, weet jy onmiddellik wat is reg en wat is verkeerd. Jy het nie meer nodig om laat iemand dit vir jou sê nie. En hy bewerk dit in jou. En die nuwe verbond is nie meer gebaseer op wat ek kan doen nie, maar is gebaseer op wat hy kan doen. En dit bring seën. Nou as jy kan kies tussen vloek en seën, wie kies? Ek kies seën, papi. En dit lei tot oorwinning. En dit lei tot heiligheid. Want hy onderhou al twee kante nou. En hy bewerk dit in my om te wil. Ek het 2 minute. Berge kan pad gee. Heuwels kan wankel. Maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vredesverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou liefhet. Die Ou Testament, as jy Jesaja 54 lees, dan praat hy oor die Messias wat kom, wat 'n vredesverbond met jou sluit. En dan vandag weet ons almal wat is sy naam. Sy naam is Immanuel, God met ons. Hy gaan ons nooit verlaat nie, nooit in die steek laat nie. Hy gaan nooit sy rug op ons draai nie, want hy onderhou al twee kante van die verbond, 'n vredesverbond. En dan sê Jeremia, ek sal 'n blywende verbond met hulle sluit. Ek sal nooit ophou om aan hulle goed te doen nie. Ek sal in hulle, die Here sê, ek sal dit binne in jou, die begeerte lê om my te dien en nie van my af weg te draai nie. Ek sal dit geniet
om goed te doen aan hulle in my trou. Met alles wat ek is, sal ek hulle weer in die land vestig. Kan julle sien, wat is die riglyne van hierdie nuwe verbond? God doen dit. Hy bewerk dit in ons om te wil. Hy bring ons in die regte verhouding met God. Tot seën, tot beskerming, tot voorspoed, tot voorsiening. En nie net geestelik nie. 3 Johannes 2 sê, I pray that you may prosper and be in good health, even as your soul prospers. En hy wil vir jou voorspoed bring finansiëel, voorspoed bring in jou liggaam, voorspoed bring in jou gemoed. Al is vandag vir party mense 'n moeilike dag. Die eerste verbond begin met Abraham. Die tweede of die nuwe verbond begin met Jesus. En ons het net so vinnig gekyk na die verskille. Laaste versie. 30 sekondes. But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them and on their hearts. Die Here het gekom, hy het dit op die tafel van jou hart kom skryf. Jy weet outomaties wat is reg en verkeerd. En hy sê, and I will be their God, and they shall be my people. Hy sal jou God wees, hy sal jou nooit verlaat nie, 'n vredesverbond, om altyd by jou te wees. Ek is Immanuel, God met jou. Okay. And they will not teach again, each man his neighbor, and each man his brother, saying, know the Lord, for they will all know me, from the least of them to the greatest of them, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. Ek onthou nie meer jou sondes nie. Ek skryf my wet op die tafels van jou hart. Ek bewerk dit binne in jou om te wil. Ek sal jou nooit verlaat nie, nooit in die steek laat nie. Ek het 'n vredesverbond met jou gesluit. Ek sal al twee kante van hierdie verbond onderhou. Dit is die goeie nuus van Jesus. Dis hoekom Jesus aarde toe moes kom. Dis hoekom hy moes sterf vir jou en vir my, om 'n nuwe verbond met hom te kan hê. Net nog 30 sekondes. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woorde op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 'n Man sal nie meer vir sy buurman of sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Dankie Jesus. Met almal se oë, net vir so 'n oombliekie toe. Ek wil vra dat julle net julle oë sal toemaak. As jy vandag hier is, en dit mag dalk net een persoon wees. As jy vandag hier is, en jy het nog nooit jou hart en jou lewe vir Jesus gegee nie. Jy het nog nooit verstaan, hoekom was dit nodig vir Jesus om aarde toe te kom? Jy het nog nooit verstaan, hoekom was dit nodig vir hom om te sterf nie? En jy wil vandag jou hart en jou lewe vir Jesus gee. Jy wil vandag sê, Jesus, U het alles vir my gegee en daarom kies ek om my lewe vir U te gee. As dit jy is vandag, wil ek vra, as jy vandag hier is en jy sê, ek wil vandag my hart en my lewe vir Jesus gee, wil ek vra, dat jy net vir so 'n oomblik net vinnig jou hand sal opsteek en sê, dis ek vandag. Dankie. Dankie. Kom maar afval. Ek wil hê almal moet hardop saam met my bid. Ons Vader wat in die hemel is. Dankie dat U die ou verbond opgehef het. Dat U gesterf het om dit nietig te verklaar. Sodat ons in 'n nuwe verhouding en in 'n nuwe verbond met U kan staan. Here, vergewe my sondes en ek kies vandag om my hart en my lewe vir Jesus te gee. Leer vir my wat dit beteken om 'n verhouding met U te hê. U disipel te wees en U my koning te maak.
mense wat hulle hande opgesteek het.